Anyway, okay, so, bladsy 19, 11 en 12 is meganiese sketse. Nou, daar's 'n paar goeders wat jy moet onthou. Onthou die bout en die moer, dit tel nie op die oomblik punte nie. So as jy dit bietjie opmors, dan is dit okay. Jy kan maar dit 'n bietjie opmors. Okay? Dan, as jy die afmetings doen, party van julle afmetings lyk 'n bietjie wonky. As my tekening sê, dit moet 'n 60 mm ding wees, né? Dan moet jy letterlik gaan kyk of jou lyn, ek gaan inzoom wat julle kan sien. Maar jy moet letterlik begin by 0 en eindig by 6 vir 60 mm. Baie van julle afmetings is so ver uit. En ek verstaan nie hoekom nie. Want as ek sê 60, dan moet dit 0 tot 6 wees. Niks meer, niks minder. As dit is 52, dan vat ek hom van 0 af en ek kyk 2 streepies na 5 wat daar is en daar is my 52. Maar is ons nie haal 'n slegte ambagsman blameer sy tools. So julle is maar sleg. Okay, goed. So julle moet seker maak dat julle afmetings reg is, want baie keer, nee, laat ek vir julle gou baie keer, hier is nou die een bladsy, nee, wat julle doen is, julle afmetings is heeltemal wacky. So byvoorbeeld, hierdie hele lengte. Okay, goed. Julle lengte, nee, byvoorbeeld hierdie ding van die bo af, nee, het ek al hierdie afmetings getel en hierdie deeltjie het ek daar gekry. Daai hele lengte moet 124 wees. So, aan die einde van jou tekening moet jy letterlik gaan. Jy meet van 0 af tot by 24. Jy moet seker maak hy pas presies reg in. As hy nie reg is nie, dan gaan alles 'n probleem wees. Okay? Nou, byvoorbeeld 124 is by die 12 en dan 4 lyntjies daaronder, of langsom. Julle, die probleem is, as een van julle, kom ons sê hierdie deel, nee, is 1 millimeter af. Okay? As ek hom 1 millimeter afmaak en ek meet hom van hier af soen toe, dan gaan hierdie alles 1 millimeter af wees. Ek en jy dit moet afkom. Aha. Ons het daai wat die driehoek Presies. Ja, presies. So as jy daai millimeter af het, dan gaan alles anders snaaks lyk. En ek gebruik 'n ligbord waarop ek dit projekteer en ek sit jou tekening presies bo op die memo. En as hy af is, dan is dit verkeerd. Goed. So maak seker dit is baie akkuraat. En dan onthou met 'n meganiese tekening, jou lyne moet letterlik met mekaar opmatch. Dis hoekom ons teken langs mekaar. As hierdie my vooraansig is en my syaansig is, dan moet hy letterlik op dieselfde plek begin, daarso, en op dieselfde plek in daai hoogte eindig. Presies. Daai tussenin moet 10 mm wees. As jy by ongeluk minder of meer as 10 mm het, dis fyn, nee? Maar onthou, as jy 'n derde perspektief, 'n bo-aansig moet teken, moet jy dan dieselfde afstand tussen daai twee en jou bo-aansig hê. Anders dan gaan die goeders nie opmatch nie, as jou afmetings heeltemal gaan. Okay, goed. Soos byvoorbeeld dit, ek gaan vir julle wys. Bladsy 11. Bladsy 11 is bietjie van 'n monstertjie, okay? Ja, want hulle gee vir jou die vooraansig en die regteraansig, maar jy moet die bo-aansig uitfigure. Maar as hierdie afmetings nie presies is nie, gaan my afmetings hier verkeerd wees. Want ek moes hierdie bo-aansig self uitfigure deur te projekteer. Jy moet dit uit jou kop uitfigure, ja, jy moet die bo-aansig doen. Okay, so, vooraansig is gewoon, die instruksies sê so. So, hulle sê, hulle gee vir jou die vooraansig, dan moet jy 'n deursnee bo-aansig op snyvlak teken, dis hierdie ene. En die deursnee op snyvlak is hierdie B, so hierdie hele deeltjie val weg, basically. En dan teken ek hom van bo af. Maar omdat ek hom uit my kop uit moet figure, sal ek 'n voorstel begin eers met jou vooraansig en dan jou regteraansig, dan kan jy alles projekteer, dan jy al die afmetings. Okay, die video van hierdie ene is klaar op YouTube, so julle kan daar gaan kyk. Okay, ek het in Engels gepraat, maar ek meen, julle kan my stappe volg, so ek dink dit sal help. Okay, so dit is bladsy 11, ja. Hy vra waar jy dit op YouTube. Oh my word, dis op die WhatsApp groepe gesit, Hailey. Okay, goed, so anyway, nou, onthou, hierdie ding sê vir my ook, dan moet ek 'n deursnee en regteraansig op snyvlak. So bo-aansig en regteraansig verskillende snyvlakke. Dit wys daarso is B se snyvlak, daar's A se snyvlak. Okay, so gaan kyk maar op my YouTube as jy 'n bietjie vashak. Nou hierdie ene bladsy 12 is moeilik. Okay.
Ek het hom nog nie geteken nie, ek sal nog daarby uitkom. En dan onthou net om seker te maak dat jy die afmetings reg het. As hulle sê met afmetings by sit, dan sit jy afmetings by. Laat ek gou vir julle net wys. 'n Afmeting is, kom ons sê, ek gaan gou 'n lyn trek. Kom ons sê ek moet 'n afmeting bysit. Ek weet nie hoe julle eksamen gaan lyk nie, okay, want dit is 'n distrikvraestel, so ek kan nie dit sien tot die dag van nie. Okay, so kom ons sê ek trek 'n lyn vir 'n afmeting. Al jy afmeting trek, is jy maak 2 donker streepies aan die kante. Ek my pen doen dit nou baie sleg, maar letterlik net 2 donker streepies. Jy doen nie hierdie snaakse goeters of 'n kaboedel wat jy intreekleur en goeters nie, dis lelik. Jy letterlik, dit is hoe die standaard afmeting gewys word, okay. Dan, okay, afmetings gedoen, hatching, okay, jou arcering, hierdie lyntjies wat jy trek, waar jy saag basically gaan, hè. Jy moet onthou, om 45 grade, te vat, jou driehoek wat letterlik ewe wyd is aan albei kante, jy vat hom, en dit kan 1 tot 5 mm verskil wees, don't care, solank dit netjies is. Ek wil gou vir julle wys, as ons nou begin meer as 1 komponent teken, hè. So, die reël van arsering, né, is as jy 1 soliede stuk het, dan arseer jy daai hele soliede stuk in dieselfde rigting. Okay? Maar as jy meer as 1 stuk het, moet ek net gou hierdie chop soek. Dankie Ronaldo. Kyk, as jy meer as 1 stuk het, kyk hoe lyk die arsering dan. Dit is heeltemal verskillende afstande van mekaar, soos hierdie is baie verder, hierdie is nader, en verskillende rigtings. Dis hoekom ek sê, jou arsering moet in dieselfde rigting wees op die oomblik, want jy teken nog nie verskillende komponente nie. Hierdie is nog 1 komponent wat jy laat teken. Okay. Nou, bladsy 13, 14, 15 en 16. Ek gaan nie nou met dit in die klas begin nie. Okay. Jy kan in jou eie tyd kan jy dit doen, ek gaan dit net vinnig verduidelik. Jy kan dit in jou eie tyd doen, dit is moeiliker, jy word nie getoets op die oomblik nie, maar dit is baie goeie oefening, veral vir julle wat bietjie mal is en daarvan hou om te teken. Okay. Onthou jou bout en moer, jy sny nooit dit nie, né? Jou bout en moer bly solied, altyd. Daar's 'n paar goeders wat solied bly. Ek is besig om 'n lys te maak, né, van reëls van IGO. Met ander woorde, wat kan jy sny, wat sny jy nooit nie? Watter moet jy arseer, watter kan jy nie arseer nie? Watter afmetings moet jy gebruik vir wat standaard altyd gaan wees, okay? Want ek weet julle het nie so iets nie. Nou, die laaste ding, ons gaan nou isometriese tekeninge doen. Okay, laat ek gou vir julle net verduidelik hoe lyk daai bladsy 13, 14 en 15. Dit is moeiliker. Okay. Ja, dit is actually 'n lekker tekening. Okay. Nee man. Okay. Goed, hier is bladsy 13. Okay. Nou, julle sal sien, daar is 14 'n ander tekening. So jy gaan maar net, dit is verskillende tekeninge, dan teken jy op 'n skoon bladsy, dit op bladsy 15 en 16. Okay. So, hierdie is nou, dit tel nie punt of enige iets nie, ons gaan dit nie in die klas doen nie, ek gaan net vir julle verduidelik, dat jy net weet as jy dit wil self doen op jou eie. Okay. Hulle sê hierso, hulle gee vir jou 'n uitskyf isometriese tekening van die onderdele van 'n pypklamp samestelling, wat die posisie van elke onderdeel relatief tot al die ander toon. Okay. Nou wat dit beteken, is as jy kyk, hierso sê hulle vir jou hoe alles in mekaar pas. Dis nou uitmekaar uitgesit, maar hierdie deel skuif basically hier op, daai deel gaan daardeur. Okay. En daar is die vooraansig, dan is die linkeraansig en die boaansig. En hulle wys vir jou presies hoe dit lyk van die kante af. Al wat jy moet doen, is, teken volgens skaal 1 tot 1 en 'n derde hoekse ortografiese projeksie, so die voorbo en regteraansig. Okay. Die volgende aansigte van die saamgestelde onderdele van die katrol samestelling op bladsy 16. Okay. So jy gaan na bladsy 16 toe, dan gaan jy daar teken. Nou, jy moet seker maak daar's 'n deursnee linkeraansig op snyvlak, so nie net sit jy alles bymekaar nie, jy moet dit deursny ook. Okay. En dan 'n vooraansig, okay. Onthou, hier is jou snyvlak by the way, daar's jou snyvlak. Dan 'n vooraansig, toon alle middellyne, verborge besonderhede en snyvlakke en benoem die aansigte. So jy moet sê, hierdie is die vooraansig, linkeraansig, boaansig. Okay, nou ek gaan nie hierdie in die klas op die oomblik doen nie, ek wil net vir julle laat ek sal vir julle die memo wys, want ek dink is daar agter is die waar is saamgestelde ene. Okay, maar by the way, hierdie is het so 'n saamgestelde tekening. Okay. Goed, maar nou wil ek hê ons moet die isometries doen. Isometries
is basically 3-dimensioneel. Maklik, okay? So, ek noem dit die hoenderpoot metode. Ek weet nie hoe, ek dink my vorige meneer het vir my geleer. Ek wonder of dit meneer van 'n Nest was, maar anyway, kan nie nou wie dit vir my geleer nie, maar mense noem die hoenderpoot metode. Die hoenderpoot metode is basically, hieronder sal julle sien, is daar 'n hoenderpoot. Dit is jou beginpunt vir jou isometries altyd, okay? Stokkies, okay? So, die eerste stap wat ek altyd doen met my hoenderpoot, is ek maak die hoenderpoot langer. Okay, so, ek gaan nou maar aan pen werk, net om dit duideliker te maak. Goed, en dan gaan ek verder gaan. Nou, net soos julle nie fiks is met die rugby nie, is julle ook nie IGO fiks nie. Okay, julle gaan 'n distrikvraestel kry, en die distrikvraestel is 2,5 ure lank, nie 3 of 4 nie. Dit beteken jy gaan vrek vinnig moet leer teken. As jy nie IGO fiks is nie, dan het jy 'n probleem. Aansigte. Hulle gee vir jou klaar verskillende aansigte. Jy gaan dit net moet visualiseer, 3-dimensioneel teken, and there you go. Jy mag kleur gebruik in die vraestel hierbo. Ek gee glad nie om nie, ek gebruik dit ook. Okay, solank hierdie finale skets netjies is. Nou, om 'n 3-dimensionele tekening te teken, begin jy tegnies en gewoonlik van die binnekant af buitentoe. Partykeer is daar 'n missing in verligting hierso, so dan teken ek van buite af binne toe. Maar die heel eerste stap wat ek doen is ek teken 'n boks waarin ek gaan werk. Met ander woorde, ek kyk na hoe hoog my hoogste punt gaan wees en hoe breed hy gaan wees en goed, dan teken ek 'n boks waarin hy gaan werk. So, die inligting sê vir my, die gegewe figuur toon 'n bo-aansig, dit is daai boonste enetjie, 'n vooraansig, wat hierdie een is, en 'n linkeraansig. Ons het die hele tyd nog met regteraansig gewerk. Hierdie is 'n linkeraansig. So wat gaan dit beteken is, hierso gaan my linkeraansig wees. So wat ek hierso sien, gaan ek hierso teken. Hierdie gaan my vooraansig wees. So al hierdie goeders wat ek hier sien, gaan ek hierso sit, en dan die bo-aansig gaan van bo af wys. Okay, so, ek cheat, wel, mens moet nie eintlik cheat nie, maar ek teken gewoonlik hierdie ding 3-dimensioneel, eerste in my eie hand, okay? Nou, dit hoef nie mooi te wees nie, dit hoef rarig nie nice te wees nie, niks, dit gaan niks fancy wees. Ek vat 'n stuk papier, jy kan as jy 'n agterblad het en dit is skoon, dan kan jy gou daarop teken, of op die voorblad, wat ek dink jy. Nee, al wat ek doen, is ek probeer teken hoe ek dink hierdie ding gaan lyk. So ek begin met my hoenderpoot, en dit is vryhand, so dit gaan baie lelik wees, en dit gaan nie up to die regte skaal wees, of die regte afmetings nie. Maar ek wil net vir julle baie vinnig wys, hoe julle dit kan kind of approach, hoe julle kan begin daarmee, en hoe julle dit verder kan vat. Ok, nou as hierdie my linker aansig is, gaan hy so wys. Okay. Wat ek agterkom, eerstens, is, jy sien hier's 2 blokke daarso. Maar as ek van bo af kyk, sien ek, waar hierdie blok is, daai lyn match op met daai. Okay, so dit beteken vir my, hierdie deel, wat ek hier sien, hieronder, staan uit, soos daar. Okay, so dit sê dit vir my. Dan is daar agter nog so 'n stukkie, wat uitsteek van agteraf. Okay, en dit is dan daai deel. Goed, so, ek wil gou die afmeting skryf van daai stukkie. Hierdie deel is 31, want ek sê vir my daarso. En hierdie deel weet ek nie, maar as ek 15 plus 32 plus 15 vat, dan het ek 62, so my totaal is 62, dit beteken hierdie is ook 31, want het is 31 plus 31 is 62. Is julle met my? Ek werk nou net my afmetings uit. Okay, so, ek gaan maak of hierdie nou 61 is, op my papiertjie. Dan wil ek gou net hierdie blokkie teken, so in die middel van hierdie ding gaan ek net so 'n lyntjie teken, daai lyntjie, okay, en dan wil ek daai kant teken, so ek teken hom net so uit, soos dit. En daar het ek nou daai voorste blokkie geteken, hierdie blokkie, okay, so ek het hom nou gedoen. Dan gaan ek gou hierdie lyntjie teken, so hy gaan net 'n bietjie agtertoe, en ek teken daai kant, wat hierdie oop blokkie is. Hy het, onthou vir my bo-aansig wys maar, hy het bietjie ingeduik, hy's bietjie in hom, okay, so ek kan hom bietjie agtertoe trek, en ek trek hom net so kant toe, en nog so, dan there we go. Okay, so, ek het 'n gat hier voor, hy's leeg, hy's 'n oop gat, okay, dan, het ek dit nou klaar. Daarna vat ek dit verder. Nou gaan ek hierdie deeltjie teken. Hierdie deeltjie is 10 mm
en 10 mm. So hierdie blokkie is 10 mm, so ek trek hom 10 mm in en 10 mm in. Hierdie kant is net een keer 10 mm. En ek trek 'n lyn so, want dit is 'n hoek. Nou is ek hierso by die linker aansig. Okay, waar hy opgaan. So die bo-aansig sê nou vir my eintlik nie baie verder nie. Ek is nou by hierdie deel, daai lyntjie. Dis hierdie lyntjie. Okay. Ek gaan nou wil optrek, maar jy sien daarso is 'n verborgde detail. Nou daai verborgde detail sê vir my, hierdie deel is soos 'n inham. Dit is 'n gat daar binne. Okay? So hierdie kant en hierdie kant staan uit, dis daai deele. Okay? En hierdie ene is daai verborgde detail en dis daai deeltjie. So, al wat ek doen is ek eyeball hom. Nou my afmeting is nou nie perfek hierso nie. Dit sê dat ek kan sien min of meer hoe dit moet lyk. En ek is nou regtig nie die mooiste kunstenaar in die wêreld nie. Okay. There we go. Dit is min of meer hoe my ding lyk. Nou, laat ek gou vir julle wys hoe lyk die finale tekening. So, hierdie Frans-skets help my net bietjie om te sien, maar dit is hoe die finale ene gaan lyk. Okay? So, ek wil hê julle moet asseblief onthou, as jy met isometries werk jy net met hierdie lang driehoek. En daai driehoek is plat. Enige lyne wat gewoonlik horisontaal is, wat gewoonlik reguit is hierson, teken jy nou skeef met hierdie angle. Jy sit jou driehoek plat teen hierdie liniaal en jy gebruik daai angle die hele tyd. Dis 30 grade. So enige iets wat gewoonlik in 'n gegewe tekening is, wat reguit is, gaan nou skeef wees. Of links skeef of regs skeef. So of hierdie kant toe of hierdie kant toe. Maar jy werk altyd met hierdie driehoek. Ja, Hailey? Die oplyne. Kyk, die vertikale lyne is altyd reguit. Altyd. Kyk, yes. So, jy vir die kantlyne gebruik jy dit so, of om reguit te maak, sit jy net jou driehoek so. Dit is die reël. Ek wil nie enige horisontale lyne sien nie. Ek is allergies vir hulle met isometries. Okay. So, jou oplyne is reguit op, maar jou kantlyne is 30 grade. Goed. So, omdat ek nou kind of 'n idee het wat hier aangaan, nou wil ek begin. Maar met IGO, soos ek sê, jy begin gewoonlik in die binnekant. Jy is welkom om saam met my hierdie te teken, of jy kan dit op jou eie doen na die tyd, as jy gesien het hoe ek het gedoen het. Elkeen se brein werk anders, maar ouens, die belangrike ding is, hoe meer jy het oefen, hoe vinniger gaan jy metodes kry om dit vinniger te kan teken. Kyk, so, ek wil eerst, gaan ek hierdie inham teken, daai gat wat hier is, en dit sê vir my, dis 10 mm by 31. So, wat ek doen, is ek trek 'n blokkie van 10 mm na 31. Daar's baie maniere hoe jy hierdie doen. Ek het vir ander klasse nou weer geleer van, jy teken eers 'n blok of 'n boks, en dan werk jy in die boks, maar ek gaan nie nou hierdie dit doen nie. Ek is nou net just, let's do this. Okay? En ek moet eintlik nou regtig 'n potlood kry, hou vas. Laat ek net gou 'n potlood kry. Let's go! Nou gaan ek dit gou, al wat ek doen, is ek vat nou in konstruksielyne, maar ek gaan nou donkerder vir julle maak, dat julle kan sien. In konstruksielyne teken ek het gou daai gat wat daar gaan wees. Okay, so daai is 'n oop gat. Wat ek daarna doen, is oralste waar ek nou, waar hulle by mekaar kom, gaan ek nou net lyne optrek. Want as jy kyk na hierdie ding, daai het ek nou klaar gedoen, nou trek ek net hierdie lyntjies. Okay, goed, so daar het ek dit dan. Om te kyk hoe hoog dit is, nou hier is waar jy met IGO moet leer, om na alles te kyk op dieselfde tyd. So, om te kyk hoe hoog hy is, dit sê 18 mm hierso, so hierdie gaan 18 wees, dan gaan ek 18 mm opgaan. Okay, en al wat ek doen nou connect ek weer die lyne. In plaas van om 18 mm op elke lyntjie te meet, nou kan ek net die lyne verder trek. Okay. So ek maak nou net al my lyne, wat ek weet gaan kante toe en goeters, maak ek nou net verder langer. Okay. Laat ek gou donker maak. Ja.
Okay, nou dat ek daai lyne donkerder gemaak het, nou kan ek min of meer sien, okay, daai is daai inham, daai gat wat ek het. Okay. So, maar dis hoekom dit belangrik is dat alles ligte lyne is aan die begin. My hoenderpoot het nou die lyne donkerder gemaak, so dit maak dit baie moeilik, maar ons gaan nou maar daarmee werk. Nou gaan ek hierdie deel doen wat die bo is. Daai volgende blokkie wat so uitstaan. Okay, hy's 31 by 18. So ek gaan 31 mm kante toe meet. 31 kant toe. En ek vat hom af. En ek vat hom kante toe. So onthou, dis hoeke moet lyne hê. Goed. En dan wil ek kyk hoe diep hy moet gaan. As ek kyk hoe diep hy moet gaan, dis 10 mm by 10 mm of plus 10 mm is 20 mm. As ek te vinnig gaan, moet jy nog my sê, né? Daar so is 20. Maar ek sal vir julle 'n video op YouTube ook laai van hierdie, moenie worry nie. Okay, nou het ek hierdie langer gemaak. Al wat ek nou wil doen, né, is as jy kyk na die tekening, ek wil letterlik net daai hoek hê wat ek geteken het, wat ek so geraai het. En al wat ek moet doen daarso is ek het klaar die afmeting, so ek vat hom net kant toe. And there we go. Bob's your uncle. There we go. En nou kan ek daai lyn ook bietjie donkerder maak. So dat ek my onderste deel klaar gedoen wat ek pink ingekleer het. Dis dan, klaar. Capiche. Okay. Laaste stap, nou doen ek die boonste deel. En die boonste deeltjie doen ek so, ek gaan soos dit lyk. So, ek weet al klaar, hier gaan ek op moet gaan. Okay, so, ek wil kyk hoeveel moet ek opgaan, dis 12 mm plus 16. 12 mm en dan 16. Okay. En dan gaan ek dit net gou kante toe vat. So dit is daai afmetings. Ek weet nou hoe hoog daai blokkies is. Dis 16 mm en 12 mm. Okay. So. Volgende stap, connect the dots. Ouens, dankie. Okay. Dan sit 5 mm kant toe. Die arsering. Want jy moet wys dat het geswaai is. Maar ek kan nou nie papier uitsny nie. Ja. Okay. Weer gaan. Keep going, well done. Okay, so, ek het verkeerde kant toe gewerk. My brein wil nie werk nie. 15 by 15. Ja. Wat is die maklikste manier om maar projekteerde lyne te teken? 45 grade. 45 grade. Wat soek jy? 45 grade. Nee. Jy het 45. Ek het 45 extend. Ek het 46. Julle, hierdie is nou die lelikste tekening ooit, maar is okay. Dit is die ene. Nee, dat is dit. Okay. Goed, daar is my boonste tweeling. En hierdie een is daar so. Okay, nou weet ek moet hier eindig. Manne, julle maak het baie moeilik vir my. Dat is 15.
Wat sê jy? Ek trek nou net die lyne. Juffrou, hoeveel van die gap is in daai lyn? 10 mm, 5.5. Van daai, waarvan praat jy? Die bo-aansig en die voor-aansig? Nee, die lyne wat ons die sny. O, tussen 1 mm en 5 mm. Hoe moet ek so heeltyd weer? Net oefen. Ja, dankie, dit help actually. Want julle kan nie die freestyle nie, julle is nog nie goed genoeg nie. Eers in matriek kan julle. Nee, dit maak dit nog erger. Kyk. Ja. Ja, sien, ek is dit. Dis slim. Dis baie slim. Sien dit help. Maar julle, nou hoe meer julle hierdie ding gaan oefen, hoe makliker gaan julle begin agterkom. Ek gebruik nie eers my afmetings nie, ek gebruik die goeders wat al vir my wat ek klaar geteken het om dit donkerder te maak. Dis nie cheatings nie, dis slim werk, dat ek nie uit tyd hardloop as ek 'n toets moet skryf nie. And there we go. So, dis nou 'n bietjie lelike een, hy moet eintlik nou so mooi lyk, maar julle trek my aandag af, soos julle skuld.